Goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ons, ja, ek en Karen sit nou en gesels, ons is so opgewonde oor die dinge van die Here. En 'n mens kan net nooit genoeg opgewonde raak vir dit wat die Here vir ons doen nie. En hy seën ons elke dag net meer en meer, en die liefde van God raak al hoe groter in ons lewens, en ons kan net dankbaar wees teenoor die Here vir sy genade en sy liefde. En vir die Heilige Gees wat ons so getrou lei, en ja, dis net 'n voorreg om die Here te ken, dis 'n voorreg om God te dien, dis 'n voorreg om te weet dat die groot Ek is lewe in U en in my, en wat 'n voorreg is dit net hier om vanmiddag die Here se naam groot te maak, om hom te eer en te loof en te prys nie, en te sê, Here, baie dankie vir alles wat U vir ons doen, my God. Here, ons is opgewonde oor die dinge wat U doen, ons is opgewonde oor siele wat gered word, ons is opgewonde, Here, dat U Gees werklik waar in mense se harte sal begin werk, dat mense 'n honger sal begin ontwikkel in hul binneste om in die woord te kom, Here, om U woord te lees, U woord te bestudeer. Here, tyd sal maak, tyd sal uitkoop om met U te praat, Here, om in gebed te verkeer met U, Here. Here, dis alles net, dis net lekker om dit te doen. Ek meen ek sê nou vir Karen, dit maak nie saak wanneer die Here kom nie. Die belangrikste is dat ons lewens reg moet wees as die Here kom. My broer en suster, ons moet seker maak dat, ek dink Morris het altyd gesê, you need to know that you know that you know that you know that you know. Die naam is die boek van die lewe geskryf, dat jy 'n verhouding met die Here het, en as die Here die dag kom, dat hy ons nie onverwags vang soos dit die van die nag nie, maar dat ons die Here verwagtend kan wees, Here, want die Here kom en hy wil, hy's God. Die tyd is in God se hande. Dis nie in ons hande nie, en al wat die Here vir ons sê, ons gaan verkondig die evangelie vir Jesus Christus, en maak disippels van alle nasies. Dis die opdrag wat ons gekry het. Moenie bekommerd wees oor wat se dag en wat se datum die koms van die Here gaan wees. Wat ons moet bekommerd wees, is my lewe reg met die Here. Ek dink dis wat die Here vandag op my hart sit. Is U saak reg met die Here vandag? As Jesus besluit om môre te kom, of vanaand te kom, of nou te kom, is ons saak reg met die Here. Weet jy, is jy opgewonde oor die naam van Jesus Christus? Is daar blydskap wat in u opborrel as jy hoor van iemand wat oor die dinge van die Here praat? Weet, dis tekens, al daai is tekens van ek is 'n kind van die Here. Want as iemand van die Here praat, dan raak ek opgewonde om te luister, waaroor praat hulle van die goed van die Here. En as ons om die woord sit, en ons lees die woord van die Here, dan raak 'n mens opgewonde. Ek gee amper nie eens vir Karen tyd om te verduidelik nie, want ek raak so excited oor die dinge van die Here. En ja, ek dink partymal moet ek net terugsit en net na Karen kan luister ook. Want weet jy, ja, ek is soos 'n battery wat geoorlaai is. Ek wil net uitdeel die heerlikheid van God. Ek wil net vir almal vertel hoe groot is die Here wat ons dien, hoe lief het God ons. En daar so baie dinge wat die Here aan ons wil openbaar, wat hy vir ons wil gee. Ek dink nou wat Paulus skryf in Romeine 1, wat hy sê, ek verlang om by julle uit te kom, ek wil 'n geestelike gawes met julle kom deel. Wanneer laas het u verlang om by een van die Christelike broers of susters of by die kerk uit te kom en met die mense te deel oor die heerlikheid van God? Wat het die Here vandag vir my gedoen? Wat het die Here deur die week vir my gedoen? Hoe goed is God vir my? Hoe goed is God vir julle? Wanneer laas? Ek meen, dis goeders hierdie wat ons moet so opgewonde raak oor die woord, so opgewonde raak soos toe die man wat me laas was voor die Here neergeval en gesê, Here, as U wil, sal kan U my reinig. En die woorde van die Here is, ek wil. Ek wil. En die woord van die Here vanmiddag is, ek wil betrokke raak in jou lewe. Ek wil betrokke raak in jou lewe. Broers en suster, hoor mooi. Die Here wil betrokke raak in ons lewens. As ons die Here net toelaat om betrokke te raak, sodat ons kan weet, wat verwag God van ons. Ja, ons almal is nie volmaak nie, niemand is sonder sonde nie.
Want dis wat die woord vir ons sê. Dis hoekom dit belangrik is om elke aand te kan bely, Here, as ek gefouteer het vir hierdie dag, as ek iets verkeerds gedoen het wat 'n mens nie miskien besef het nie, op my oomblik nie. Dan Here, vergewe vir my. Vergewe my as ek gesondig het. Die Here wil betrokke raak in u lewe, in my lewe. Soos dat Paulus opgewonde was om vir die Romeine, die Christene in Rome, van die Heilige Gees te gaan oordra. So wil die Here in ons lewens ook iets doen. Maar ons laat die Here nie toe nie. Want ek dink, dis wat ek in my hart voel is, hierdie goed het gestop, toe ons ouers nie meer daar is nie. Toe daar nie meer vir jou gesê was om kerk toe te gaan nie. En toe daar nie meer vir jou gesê was, gaan op na die huis van die Here toe nie. Weet jy ons, die kerke was te klein geweest vir al die mense om in te kom. Ek onthou nog as kind, in die susterskerke, hoe het hulle stoele ingedra. Dat daar genoeg sitplek vir almal is, daar was 3 galerye in die kerk geweest, vol mense was. Mense het buite die kerke gestaan, om na die woord van God te luister. Ons is soveel meer mense geword in die wêreld, so daar moet eintlik soveel meer stoele ingedra word, of soveel groter kerke gebou word, maar die kerke word al hoe kleiner, en banke word uitgehaal, dat die kerke net voller moet lyk. Dink jy nie, dit het tyd geword, dat die Here betrokke raak in ons lewens nie. Laat ons daai honger ontwikkel wat ons ouers, ons oumas en oupas, ons voorouers gehad het vir die Here nie. Hulle het honger gehad en hulle het God geken. Ek weet my ouma het altyd so 'n klein potjie, die hartpotjies op 'n stoof gehad. En jy kon gekom met net wanneer jy wil. En ek kon gevra, ouma, wat is daar om te eet? Dan sal sy vir jou sê, gaan kyk wat is in die pot. En daar was altyd iets te eet in daai pot gewees. Van sy het God geken. Het dit nie tyd geword dat daar ook iets in ons pot is vir die. Dat ons iets vir die Here kan gee, want as die Here vandag by ons stop en vir ons vra, wat is in ons pot vandag? Wat is hier binne in ons vandag wat ons vir die Here kan gee? Ek dink dis baie belangrik, broers en susters. Kom ons bid dit gou saam. Ek sien my kamera haal my in. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. En Here, mag jy die woord insing by elkeen van ons vandag. Ons loof en prys vir U en ons gee vir U lof en prys in Jesus naam. Amen.